Vanoggend wil ek met oor 'n tema praat wat baie naby is aan my hart. En ek wil vir jou vra, ek weet julle is baie lief vir die papier en daar is notas daarvoor, maar ek wil jy moet vandag bietjie met jou hart luister. Die groot ding is net, ek het al besef, wanneer my so met die notas gaan, dan kom jy so by 'n gedeelte raak, dat jy opgewonde raak, ja, dis nou amper klaar. Nie heeltemal nie, maar ek wil vir jou vra, vir 'n oomblik wil ek jy luister met jou hart vanoggend. Hierdie boodskap is iets wat geweldig naby aan my hart is en die Here het 'n woord die afgelope paar jaar op my hart gesit en ek glo ook met ons roeping na Stilbaai was dit een van die dinge wat die Here vir my regtig net gewys het, is hoe hy die huis van aanbidding wil herstel en hoe hy die huis van heerlikheid wil herstel. En ek praat nie net spesifiek van Stilbaai nie, maar ek glo dat God die kerk weer wil oprig, laat dit 'n plek van heerlikheid sal wees. Amen. Nou die groot ding is net, ek dink baie kerke het 'n gestalte van godsaligheid en ons het al tevore daaroor gepreek, maar hulle het die krag daarvan verloor. Die woord sê, as jy gaan kyk na Handelinge 1:8, hy sê, julle sal wat ontvang? Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Die hartseer ding is, ons sien nie noodwendig die beweging van die Heilige Gees en die krag daar buite wat die kerk homself uitleef nie. En ek glo ons het 'n aanraking met die lewende God het ons nodig, omdat ons nie regtige aanraking het met God nie, het ons miskien nie 'n vuur in ons, het ons nie 'n brandende passie vir die dinge van God nie. En ek glo God se hart is laat hierdie laaste eindtyd kerk weer vurig sal wees vir hom. Amen. Nou ek weet baie van ons sê, wow, maar hoorie so, ek is miskien al 'n gevorderde leeftyd, maar ek wil vir jou sê, dieselfde vuur wat in die jong mense brand ook in die ou mense, dieselfde vuur wat in die ou mense is ook in die kinders. Dis dieselfde Heilige Gees. En ek wil regtig hê, ons moet weer 'n opgewondenheid hê vir die dinge van die Here. Elkeen van ons het nog 'n roeping om te leef, omdat jy hier is. Amen. Nou die preek vanoggend gaan oor Ikabod en ons gaan praat oor Ikabod en Kabod. En die teksvers waarmee ek gaan begin vanoggend kom uit Matteus 27 vers 64 en ek gaan nou Ikabod vir julle verduidelik, maar kom ons kom net eers by Matteus 27 64. En hierdie is 'n gedeelte wat die owerhede, die fariseërs vir Pilatus gaan sê nadat Jesus gesterf het en in die graf neergesit is. Hoor wat sê hulle? Hulle sê, gee dan bevel dat die graf verseker word tot die 3de dag toe, dat sy disippels nie miskien in die nag kom en hom steel nie, en vir die volk sê, hy het opgestaan uit die dode. En die laaste dwaling sal erger wees as die eerste. Nou ek wil hê julle moet hierdie gedagte hou. Hierdie fariseërs was so bang dat sy liggaam gesteel word en laat as Jesus opstaan, sal dit heerlikheid beteken en mense sal agter dit aanloop. En hulle het gesê, hoorie so, asseblief, hierdie gaan die Joodse kultuur en dit gaan alles waarvoor ons staan, gaan dit omvergooi. As hierdie ding sou gebeur. En hulle het nie die disippels vertrou nie. Hulle het gesê, die eerste dwaling, dit wat Jesus begin het, sal nie so erg wees as wat hy opstaan nie. Hulle het besef dat iets sal gebeur. So ek wil hê julle moet hierdie vers in julle agterkop, wil ek hê julle moet dit hou. En dan gaan ons bietjie praat net eers oor Kabod. Die woord Kabod is die Hebreëse woord en dit beteken die heerlikheid of die glorie van God. En julle sal onthou toe ons by die tabernakel, of kom ons begin voor die tabernakel, toe Moses op die berg is en die tweede maal wat hy die wette gekry het en wat hy geskryf het op die kliptafels die tweede maal. Toe hy afkom, kan julle onthou hoe sy gesig geblink het en wat hy sy gesig moes bedek met 'n doek. Dit was die heerlikheid en ek wil hê julle moet hierdie doeks wil ek hê julle moet sien vir 'n oomblik. Dit is half 'n voorhangsel wat voor sy oog hang het, net soos wat in die tempel gehou het, was laat die heerlikheid net nie naby die mense was nie. Die mense was bang vir hierdie heerlikheid van God.
Dan kom ons in by die tabernakel en julle kan onthou, God het met Moses gepraat en hulle moet die tabernakel bou. En hoor wat gebeur in Eksodus 40:21. Hy sê, toe het hy die ark in die tabernakel gebring en die voorhangsel tot bedekking opgehang en die ark van getuienis bedek soos die Here Moses beveel het. So ons gaan 'n klomp verse vanoggend lees wat julle in julle agterkop moet hou tot ons by die punt gaan kom. En by Eksodus 4:34 kan julle nou hoor, dit is die oomblik wat hierdie tabernakel ingewy het. Hy sê, toe het die wolk die tent van samekoms oordek en die heerlikheid van die Here het die tabernakel vervul, sodat Moses nie in die tent van samekoms kon ingaan nie, omdat die wolk daarop gerus en die heerlikheid van die tabernakel vervul het. Die Here het hierdie tabernakel met sy teenwoordigheid kom vul. Dit is my so 'n wonderlike illustrasie van Immanuel, God by ons, die God wat tussen ons kom woon, het in hierdie tabernakel kom woon. Maar God het geweet daar moet 'n voorhangsel wees. As ons gaan verder kyk, kom die woord Ikabod, en julle sal almal die storie ken, so ons gaan so, ons vat dit van die tabernakel af, begin ons begin hierdie hele storie te lees, en dan kom ons nou hierso by Eli. Julle kan nog die storie onthou van die ark wat gesteel is. Die ark was gesteel deur die Filistyne in oorlog, en toe gebeur hierdie volgende gedeelte in 1 Samuel 4:18. Kom 'n boodskapper terug en hy kom vertel vir Eli, die ark van God is gesteel. Dis die heerlikheid van God wat gesteel is. Hy sê net toe hy melding maak van die ark van God, val hy agteroor van die stoel af aan die kant van die poort, sodat hy sy nek gebreek en gesterf het, want die man was oud en swaar, en hy het Israel 40 jaar lank gerig. Sy skoondogter, die vrou van Pinjas, was ver heen in haar swangerskap, toe sy dan die tyding hoor, dat die ark van God geneem is, en dat haar skoonvader en haar man gesterf het sy haar krom gebuig en gebaar, want haar barenswee het haar oorval. En terwyl sy op sterwe lê, sê al die vroue wat by haar staan, wees nie bevrees nie, want jy het 'n seun gebaar. Maar ek wil hê julle moet let op wat sy sê. Hoor wat sê hierdie vrou. Sy sê, maar sy het nie geantwoord nie en dit ter harte geneem, maar die seentjie Ikabod genoem en gesê, weggevoer is die eer uit Israel, met die oog op die wegneming van die ark en met oog op haar skoonvader en haar man. En sy het gesê, weggevoer is die eer uit Israel, omdat die ark van God geneem is. Nou hierdie vrou het iets baie belangrik, het sy besef. Sy het eintlik op hierdie plek wat sy doodgaan en geboorte gee aan hierdie kind, het sy eintlik gesê, wee my kind wat gebore word sonder die heerlikheid van God. Wee my kind, want hy sal nooit besef wat dit was om God saam met ons te hê nie. Ikabod. Glorie van God is weg. Kan sien haar, dis nie dat sy die kind vernoem na Eli of na Pinjas nie. Haar groot hartseer gaan oor God met ons. Waar's God? Ikabod. Ons sien met die tempel, in 2 Kronieke 7 vers 1 sien ons met Salomo wat die tempel inwys. Ons het nou al gesien die tabernakel wat ingewy is. Ons sien vir Eli wat geval het. En ons sien met Salomo in 2 Kronieke 7 vers 1. Hy sê, en net toe Salomo sy gebed voleindig
het die vuur uit die hemel neergedaal en die brandoffer en die slagoffers verteer. En die heerlikheid van die Here het die huis vervul. En die priesters kon nie in die huis van die Here ingaan nie, want die heerlikheid van die Here het die huis van die Here vervul. Kan julle sien, presies wat gebeur het met die tabernakel, gebeur weer hier by die tempel van Salomo. En toe al die kinders van Israel sien hoe die vuur van die heerlikheid van die Here op die huis neerdaal, het hulle gekniel met die aangesig na die aarde toe op die plaveisel en hulle het aanbid en die Here geprys dat hy goed is, dat sy goedertierenheid tot in die ewigheid is. Ons sien hierso die kabot van die Here, die heerlikheid wat uitgestort het en hierdie mense kan nie staande bly nie. Hierdie mense val neer op het met hulle aangesig op die plaveisel. Daar word stories vertel wanneer herlewings uitgebreek het en die heerlikheid van God begin te beweeg. Daar's gemeentes wat die heerlikheid van God al so begin te beweeg het, laat mense so 'n bewustheid begin te kry oor hulle sonde, laat hulle die matte van die kerke begin opraap het en onder dit probeer wegkruip het. Die heerlikheid van God, die kabot. Die vuur uit die hemel en die heerlikheid van het die huis gevul. Later jare, en dit klink of ek baie rondspring, maar julle gaan nou die hele prentjie kry. Want ons praat van die heerlikheid en die Ikabod, heeltyd die kabot en die Ikabod. Ons weet later jare, 586 jaar voor Christus, kom Nebukadneser van die Babyloniese ryk en hy voer die hele Juda voer hy in ballingskap in, vat die mense weg uit Juda uit. En in hierdie oomblik gebeur daar iets ongeloofliks. Want in 2 Konings 25 vers 9 praat hy van koning Nebukadneser. Hy sê en hy het die huis van die Here en die huis van die koning verbrand. Ook al die huise van Jerusalem, ja elke groot huis met vuur het hy verbrand. Ons sien hierso het alles van Jerusalem is afgebrand, die tempel. Alles is verwoes op daardie stadium. En Esegiel praat van daardie oomblik in Esegiel 10 vers 4. En hoor hoe hartseer is dit? Toe het die heerlikheid van die Here van die gerubs af opgestyg oor die drempel van die huis. Die huis is gevul met die wolk en die vooraf was vol van die glans van die Here se heerlikheid. En in daardie oomblik beweeg die heerlikheid wat afgekom het, beweeg weg uit die tempel uit. Ikabod, God se teenwoordigheid is nie meer daar nie. Hier gebeur 'n volgende gebeurtenis, hou nog by my, is julle nog by? Hier's 'n volgende gebeurtenis, vir 70 jaar is die volk in Babylon en ons ken die hele storie van Serubabel wat moet uitreik en Esra en Nehemia, julle kan onthou hoe hulle die mure en die tempel en die plek, die pynhoop moet gaan herstel. Maar hoor wat gebeur. In Esra 3 vers 11 het hulle die tempel begin te herstel en hulle het die fondamente gaan lê. En hulle het met die aanhef, met lof en dank aan die Here gesê, met lof en dank aan die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid is oor Israel vir ewig. En die hele volk het gejuig met groot gejuig toe hulle die Here loof, omdat die fondament van die huis van die Here gelê is. Maar hoor hierdie gedeelte, vers 12. Maar baie van die priesters en die leviete en die familiehoofde en van die oues wat die eerste huis gesien het hardop gehuil
toe hulle die fondament van hierdie huis voor hulle oë gelê is. Terwyl baie met gejuig en met blydskap verhef het. En die volk kon nie die geluid van die blye gejuig nie onderskei nie, want die geluid van gehuil van die volk nie, want die volk het gejuig met groot gejuig, sodat die geluid tot ver weg gehoor is. So tussen hierdie geluid van gejuig, was daar mense wat geween het oor hierdie fondasies, want selfs die fondasies was nie die heerlikheid van die eerste tempel nie. Hulle het besef, iets is missing. As jy die boek van Esra gaan lees, besef die mense wat die kabod van God, die heerlikheid van God ervaar het, besef hier is nie dieselfde nie. Something is missing. En hierdie is nie goed genoeg nie. Die interessante ding na hierdie 70 jaar is die verbondsark is nooit weer gevind nie. En is nooit saam met die meubelmente teruggesien nie. So as jy die boek van Esra gaan lees, dan sal jy besef, in Esra 1, dan sê hulle soveel goud het teruggekom, maar die een ding wat nooit teruggekom het nie, was die ark van God. En hulle het hierdie ark nooit gekry nie, en hulle die tempel voltooi, hulle die voorhangsel opgesit. As jy 'n bietjie gaan lees in een van die boeke, dis een van die Joodse geskrifte, of een van die boeke wat nie deel maak van ons kanon, van ons Bybel nie. As jy in 2 Makabees gaan lees, dan skryf dit oor Jeremia wat gewaarsku is en dalk die ark gaan wegsteek het. Ons weet nie of dit waar is nie. Maar selfs by hierdie inwyding van hierdie tweede tempel by Esra, weet julle wat se hartseer? Al kom die hele volk daar voor die tempel by mekaar, sien ons nooit die heerlikheid van God wat neerdal op daardie tempel nie. Ikabod. Interessant, as jy 'n bietjie gaan lees in die Mishnah Yomya, dit is een van die Joodse geskrifte, dan praat hy van die Efen Hashetia, ek weet nie om dit mooi te sê nie. En dit gaan oor die fondasiesteen, en weet jy wat hulle gedoen het? Hulle het in daardie geskrifte, in die Joodse geskrifte, lyk dit of hulle die tabernakel vervang het met 'n fondasiesteen, wat hulle agter die voorhangsel gesit het. Maar God se ark is weg. Nou kom ons bietjie nader aan Jesus se tyd. Ons het nou getoer deur al hierdie tabernakels. En Jesus waarsku in Markus 8 vers 15 en hy sê, hy beveel hulle en het gesê, pas op, wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en die suurdeeg van Herodes. En wat ons daarso sien is, in 19 jaar voor Christus gebeur daar 'n ding. Herodes begin die tempel, begin hy te herstel vir die Jode. Hy begin die tempel mooi opknap vir die Jode. Maar ons sien dit is nie om die heerlikheid van die Here nie, dit gaan oor homself. Herodes wil op hierdie stadium, wil hy die guns wen van die volk, en hy doen hierdie groot herkonstruksie op die tempel, en dit was 'n wonderlike herkonstruksie. Maar dit het nooit te doen gehad met die Here nie. Dit het nie gegaan oor die geestelike welstand van die volk nie, maar om die koning in guns te bring in die volk. Wat baie interessant is, die priesters wat ook aangestel was in hierdie tempel, was nie uit die Levitiese orde van Aaron, of van hierdie gedeelte, ons weet van Aaron tot Zadok. Hulle het nie uit daardie stam van Levi het hulle nie uitgekom nie. Al die priesters wat op die tyd van Jesus tempeldiens gedoen het, was politiese aanstellings wat die koning eintlik gedien het.
En Jesus sê, pas op vir die suurdeeg van die Fariseërs en van Herodes. En op die dag wat Jesus sterf, gebeur daar iets ongeloofliks. En ons het altyd hierdie indruk van die voorhangsel wat skeur en ons persepsie van die voorhangsel is net, wow, nou kan ons vrylik na die Here gaan en dit is alles die waarheid. Maar daar's een ding wat baie belangrik is wat mense nie besef nie. Die oomblik toe Jesus aan die kruis gesterf het, toe word die leuen ontbloot. Dat die tempel is Ikabod. Vir 500 jaar voor Christus is die volk besig met tradisie. Elke Pasga slag hulle 'n lammetjie. Elke oggend is daar 'n sondeoffer. Elke keer gaan die priester in die allerheiligste. Maar die teenwoordigheid is al vir 500 jaar nie meer daar nie. Ikabod. En ons sien hierdie leuen van die Fariseërs. Kom ons lees dit weer. Hy sê, en die laaste dwaling sal erger wees as die eerste. Die groot ding is wat mense nie besef nie, die Fariseërs het hulle eie wette gemaak, hulle het hulle eie manier van laste op mense gesit, wat God nooit op mense gesit het nie. Kan julle onthou nog hoe Jesus vir die Fariseërs sê, julle wil sit op die troon van Moses, maar julle kan self nie hierdie gewig dra nie. Hulle het sekere wette gemaak en hulle het hulle self so verryk, deur die hele Israel, hulle het hulle self op so 'n plek gesit en hulle was die rykstes van die rykstes, hulle was die mense wat vooruit gegaan het, hulle was die mense na wie ons opgekyk het, hulle was die bestes van die bestes. Hierdie Fariseërs. Maar vir 500 jaar hou hulle die leuen voort vir Israel dat Ikabod is daar. En weet julle wat sy hartseer ding? Die oomblik toe Jesus sterf en hierdie voorhangsel geskeur het, toe besef hulle leuen is ontbloot. Maar weet julle wat besluit hulle om te doen? Vir die volgende 40 jaar besluit hulle om dit weg te steek. Jesus het opgestaan. En daardie Ikabod wat leef, die heerlikheid van God, wou hulle toesmeer. Hierdie Fariseërs beskerm hulle farisisme as gevolg van hulle status in die samelewing, want as hulle uitgevang is, sal hulle alles verloor. Net soos koning Herodes wat hierdie tempel gebou het, om guns te kry by die volk, is die geestelike leiers. Hulle hardloop vir hulle eie huise. Hulle goeie werke is nie om die waarheid van God te soek nie, veral as dit hulle sou stroop van hulle rykdom en hulle status. Nou beweeg ons verby Jesus se kruisiging, sien die heerlikheid van God, wat nie in die tempel te vind is nie. Die heerlikheid van God is aan die kruis. Die heerlikheid is ook nie meer in 'n graf nie, hy het opgestaan. In Handelinge 2 vers 1 tot 4, en toe die dag van Pinksterfees aanbreek, was hulle almal eendragtig by mekaar, en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid, soos van 'n geweldige rukwind, en dit die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel het en op elkeen gaan sit het. En hulle almal is vervul met die Heilige Gees. Is nie ongelooflik hoe God weer kom en hy kom maak 'n plan. En hy stuur sy Heilige Gees, hy kom, en hierdie keer kom
kom woon hy nie net onder sy mense nie, maar hy kom woon binne sy mense. Is nie meer net Immanuel God by ons nie, dit is Immanuel God in my. Romeine 6:4 sê, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. God het die begeerte laat die heerlikheid van die Vader en die heerlikheid van God ook in jou woon. Nou die woord vir heerlikheid in Grieks is die woord doxa, is dieselfde as kabod, dit is nou die teenoorgestel, ons weet die Ou Testament is in Hebreëus geskryf en in Grieks is die woord doxa, maar doxa is die woord God kom woon in my, die heerlikheid van God kom woon in ons. En weet julle wat is die wonderlike ding? God wil sy heerlikheid bekend maak aan almal. En vanaand gaan ek juist 'n bietjie daaroor preek, want dit sluit by vandag se tema aan van God in jou. Korintiërs sê die volgende, hy sê, weet jy dan nie dat jy is 'n tempel van God nie? Jy is 'n draer van die kabod van God. God woon in julle. Vir 'n oomblik wil ek hê jy moet die vraag vra. Miskien maak ons oë toe vir 'n oomblik terwyl ek dit tog vra. Ek wil julle moet hoor wat ek gou net sê. Ek het myself al so baie keer met die Bybel se goeie karakters geïdentifiseer. Wanneer ons Dawid en Goliat lees, dan identifiseer ek altyd met Dawid. Nooit met Goliat nie. En in hierdie oomblik wil ek hê ons moet te doen kry met wat werklik in ons harte aangaan. Ek wil die eerste vraag wil ek vra, is ons as kerk besig met heilige rituele soos die Fariseërs? Vir 500 jaar was hulle besig om 'n godsdiens te doen wat dood is. Doen al die regte dinge, maar hulle bluf hulle self. Toe die Messias opdaag, herken hulle hom nie. Ek wil die vraag van, gaan ons God herken as hy kom? Is ons besig met rituele? Net 'n interessante storie is, in die tyd van die Russiese evolusie in 1905 tot 1917, sien ons dat Rusland deur die kommunistiese party of heeltemal oorgeneem word, en dit is eintlik waar dit ontstaan in hulle, of nie ontstaan nie, waar dit geïmplementeer word in hierdie land. En terwyl hierdie revolusie aan die gang is, sit die kerk en stry oor hoeveel engele op 'n speldkop was. Die kerk word irrelevant. Ons het gesien in COVID, soveel keer het die kerke met die president ontmoet, maar die stem van die kerk was eintlik gedood. Die kerk het irrelevant geword, omdat kabod weg is. Ek wil huil as ek daaroor dink, want ek besef net, as hierdie generasie nie iets gaan doen om God se kabod te soek nie, hoe tragies is dit nie vir ons kinders en ons kleinkinders nie. As die heerlikheid van God nie weer in hierdie gemeente en in die gemeentes van ons land begin opstaan en begin te wees, die vuur van die Here nie weer terugkom nie, en ons is net tevrede met 'n godsdiens wat ons week na week doen. Sit ons in die moeilikheid, dit is te vergeefs.
Wil die volgende vraag vra, God het vir die kerk 'n mandaat gegee. Matteus 28 vers 9, gaan maak disippels. So oproep vir elkeen van ons, en die groot ding is net, wanneer die kerk net inleef, wanneer ons net hier by mekaar kom, en ons leef nooit uit nie, wil ek vir julle sê, ons het as kerk irrelevant geword. Ons het nie 'n bestaansreg nie, die kerk het nie 'n bestaansreg, as ons nie dissipuleer daar buite nie. En hierdie moet elkeen van ons se harte raak, want dit moet 'n bekommernis in ons harte wees, want as 'n verlore gaande wêreld is ons deel van die missie van God. God gee vir ons wonderlike woorde, week na week deur pastoor Kobus. Hy is nie die enigste een wat moet gaan nie. Ons elkeen moet gaan. Efesiërs 4:12, hy sê, pastoor Kobus word gegee om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. Die vyfvoudige bediening. Ek wil met hierdie laaste ding, God se plan was van die begin af die nasies. Al die nasies, al die volke. Hy sê vir Abraham, deur jou saad sal al die geslagte van die aarde geseën word. Gemeente, ek wil jy moet besef vir 'n oomblik, jy sit met hierdie saad van Christus, die kabot binne in jou. En vir 'n oomblik moet ons sê, Here, miskien is ons besig met 'n leë godsdiens. Ek wil vir jou vra, miskien wil God dalk, en dis spesifiek wat ek nou gepraat het, was vir die kerk, miskien wil ek met jou praat. Miskien wil God vanoggend jou voorhangsel kom skeer. Miskien wil hy jou voorhangsel kom skeer en kom wys, die allerheiligste plek is leeg. Daar waar hy wil woon. Daar binne in jou. As ons net gaan voorgee dat kabot hier so is, en dis eintlik die kabot wee ons die dag wanneer ons voor God staan. Gemeente, ek het dit al baie gesê, ons is 'n Pinksterkerk, maar ons het Pinkster verloor. So hartseer. As ons God se vuur wil beleef, moet elkeen van ons opreg deel met Ikabod, en nie in die leuen leef soos die Fariseërs nie. Ons almal skree heilig, heilig, maar ons harte is Ikabod. Vandag wil ek vir jou goeie nuus gee. Toe hulle by die graf kom, toe is die graf leeg, Ikabod. Maar jy kan in hierdie dood van die graf, kan jy gaan treur, jy kan by daai graf gaan sit en gaan treur. Of jy kan soos Maria gaan, en almal vertel, kabot leef. Hy sê in Efesiërs, sê Paulus, Efesiërs 1:18, dan sit hy 'n hele gebed, en ek gaan net 'n gedeelte van dit lees. Hy sê, mag julle die verligte oë hê van julle verstand, en hy sê, mag julle oë verlig wees, sodat julle kan weet, wat is die hoop van sy roeping, en wat is die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel, onder die heiliges. Ek sluit af. Die antwoord is alles, Jesus. Hy is die hoop van heerlikheid.
Hy is hierdie hoop van 'n roeping in Christus. Miskien vanoggend wil jy net vir die Here sê, Here, ek besef ek is dalk lou. Ons gaan vandag niemand embarrass nie, ons gaan niemand laat hande opsteek of niks nie. Jy ken jou hart, jy hoef nie voor te gee nie. Kom ons buig net ons hoofde vir 'n oomblik, ons almal. Paulus skryf op 'n psalm, hy sê, toets jouself of jy nog in die geloof is. Miskien het jy so krities geword, dat jy dink jy is God se beheer op aarde. Miskien is ons hoogmoedig met wie gered kan word en wie nie. Miskien vir 'n oomblik moet ons werklik vra, Here, is kabot regtig in my, die heerlikheid van U. Here, vanoggend wil ons terughardloop na U toe. Here, en ek wil by U kom bely. Here, hoeveel keer skree ons nie kabot wanneer dit U kabot is nie. Here, ek bid dat U weer 'n desperaatheid in ons sal sit, Here, en 'n verwagting vir die beweging van die Heilige Gees. Here, laat U weer sal kom met die Heilige Gees en U huis sal vervul, Here, sodat ons almal verander sal uitstap. Here, ons kan U nie aanraak en nie verander nie. Here, en in hierdie oomblik, Here, wil ons by U kom smeek. Here, ons roep U aan. Wees ons genadig. Steek die vuur weer in ons aan. Gaan oor U, Jesus. En U alleen. Sê net vir hom 'n oomblik. Here, mag my lewe nooit U kabot wees nie. Here, mag ons die wêreld verander met die vuur binne in ons. Bid nou vir 'n nuwe aanraking van U met die Heilige Gees. Wil U ons nie net weer kom doop met die Heilige Gees, sodat ons sal krag ontvang vir U roeping nie. As dit jou begeerte is, steek net jou hande so vir 'n oomblik in die lug en sê, Here, ek wil net weer nuwe vuur hê. Here, U sien hierdie harte. Geef ons nuwe vuur. Asseblief, Jesus, U sê as ons U vra, sal U nie vir ons iets anders gee nie. Here, sien ons harte. Meer van U, Jesus, minder van ons. Ons eer U in Jesus naam. Amen.